Ons lees die oordenking vir 17 Januarie uit die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizette Murray. Die opskrif vandag is godsdienstpleging. Ons teksvers kom uit 1 Samuel 15 vers 22. Is brandoffers en ander diereoffers net so aanneemlik vir die Here as gehoorsaamheid aan sy bevel? Tydens die COVID-19 pandemie skryf Niels Jackson in 'n koerantartikel dat daar tydens en na elke wêreldkrisis, soos byvoorbeeld die Tweede Wêreldoorlog, die Groot Griep en die resessie van die 1930s, 'n verandering plaasgevind het in die manier waarop gelowiges hulle godsdienst beoefen. Sigbare tekens soos kerkbywoning, leerstellings en die noukeurigheid waarmee rituele uitgevoer word en die klem op die liturgie van 'n erediens skuif op die agtergrond. Die klem val nou op die kern van Christen wees, gehoorsaamheid aan God, liefde en diensbaarheid. Ons het dit ook tydens die COVID-inperkingstyd so beleef. Ons het teruggekeer na die hart van kerkwees, na verhoudinge. Met die wegval van die strukture en sekuriteite wat die kerk, soos ons het vroeër geken het, aan sy lidmate gebied het net een ding oorgebly: ons verhouding met God en met ons naaste. Dan word ons binnekamers ons kerk, die woord ons riglyn en God ons gespreksgenoot. Die afsonderingstyd het die moontlikhede oopgemaak vir 'n dieper, meer deurdagte intimiteit met hom. Daar is nie ruimte vir geestelike meerderwaardigheid nie. Ons word nie geoordeel aan ons posisie in die kerk, of kerkbywoning, of betrokkenheid, of maandelikse bydra nie. Ons voer nie ons kerklike pligte uit vir ander om te sien nie, want daar is niemand wat kyk nie. Ons vra nie meer, wat kan ek uit die kerk kry nie? Ons vra, wat het ek om te bied? Ons kry weer perspektief. Brandoffers is belangrik, maar gehoorsaamheid aan God se opdrag kom eerste. Here, dankie vir kosbare nadinktuie. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizette se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizette se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.